Hallo daar, my naam is Trudy Badenhorst, hier so van die Weskus af. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Liewe Vader, ons dankie vir nog 'n week in die hande. Dankie vir al die seëninge wat ons so uit die hand ontvang. U is 'n goeie en genadige God. Help ons om met dankbaarheid vervul te wees elke dag in die wete dat ons niks van dit verdien nie. Ons bid vir die inspraak in ons lewens. Ons vra dat U die beheer sal oorneem en dat ons reg in lyn met U wil sal wees in denke, woorde en dade. Help ons om heiligheid na te streef deur U woord te bestudeer en toe te pas in ons lewenswandel. Wees asseblief nou met ons in die oordeenking van U woord en wat U vir ons wil sê. Maak ons harte sag en oop vir U Heilige Gees. In Jesus naam, amen. Ons is steeds besig met Abraham hier in hoofstuk 4 van Romeine en ek vermoed dat ons vandag vinnig sal beweeg aangesien baie van die waarhede alreeds redelik goed vir ons gevestig behoort te wees op hierdie stadium. Paulus lê klem, veral vir sy Joodse gehoor, dat Abraham geregverdig of anders gestel dat sy sondes vergewe is gebaseerd op sy geloof en nie sy dade, werke of volging van die wet of die besnydenis nie. Paulus het reeds goed aangedui dat as ons slegs op die wet sou staatmaak, ons verlore is, aangesien ons almal, Jood of nie Jood, reeds die wet oortree het. Kom ons lees dan die volgende gedeelte in hoofstuk 4 van die brief van die Romeine en dan van vers 13 tot vers 25. Die belofte dat hy die wêreld as erfdeel sou ontvang, het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Immers, as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenis geword en die belofte sy krag verloor. Dit is tog die wet wat toorn meebring. Maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. Daarom het die belofte op geloof berus, sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham sy hele nageslag. Nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader. Soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak, en dit wat nog nie bestaan nie tot bestaan roep. Hy het teen alle verwagting in bly hoop, en geglo dat hy die vader van baie nasies sou word. Soos gesê is, so sal jou nageslag wees. Sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was. Hy was reeds ongeveer 100 jaar oud, en dat Sara se moederskoot ook reeds dood was. Met die belofte van God in gedagte, het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie. Trouwens, hy het sterker geword in die geloof, en het die eer aan God gegee. Hy was vas daarvan oortuig, dat God dit wat hy beloof het ook kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging gereken. Dat dit vir hom as regverdiging gereken is nie net ter wille van hom opgeskryf nie, maar ook ter wille van ons vir wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. Net vers 13 weer wat lui as volg: die belofte dat hy die wêreld as erfdeel sou ontvang, het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Die verwysing na die feit dat Abraham die wêreld as erfdeel sou ontvang, gaan daaroor dat Jesus Christus ook uit Abraham se nageslag sou kom. Jesus besit die hele wêreld en deur Jesus word die hele wêreld geseën. Kom ons kyk na die belofte in Genesis 12 vers 3.
Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. En dan na Galasiërs 3 vers 7 tot 8. Besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En omdat die skrif dit vooruitgesien het, dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Dan vers 16 van Galasiërs 3. En die beloftes is aan Abraham en sy saad toegesê. Daar staan nie en aan die saade, soos wat 'n mens na baie sou verwys nie, maar soos wat 'n mens na een verwys, en aan jou saad, dit is Christus. Dan verse 14 en 15 van Romeine. Immers, as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenis geword en die belofte sy krag verloor. Dit is tog die wet wat toorn meebring. Maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. Die wet is nie sleg en die geloof goed nie. Beide is goed en kom van God af, maar die wet red nie. Deur die wet word ons verdoem, omdat ons almal kort kom aan die perfekte onderhouding van die wet. Die wet het twee hoofdoele. Eerstens, om aan ons te toon dat ons nie goed genoeg is nie. Ons kan nie na God kom as ons staat maak op die wet nie, want God is heilig en ons is nie. Die ander doel van die wet is om vir ons te wys wat God se standaard is en as ons sy kinders is, hoe ons moet leef en hoe hy deur sy gees ons wil lei om te leef. Paulus sê dan, dat as daar nie die wet is nie, is daar geen oortreding nie. Hierdie beteken nie, soos ons reeds gesien het, dat heidene wat nie die wet op skrif gehad het nie, wat sondig onskuldig is nie. Hierdie beteken dat die wat die wet gehad het met sy spesifieke voorskrifte, daardie spesifieke voorskrifte verontagsaam, dan oortree wat hulle spesifiek weet hulle nie mag doen nie. Dit is 'n doelbewuste spesifieke oortreding. Natuurlik 'n meer ernstige geval. Hoe meer jy weet, hoe meer verantwoordelik is jy. Sien Lukas 12 vers 47. Daardie slaaf wat weet wat sy eienaar wil hê en nie gereed is of gedoen het wat sy eienaar van hom verwag nie, sal swaar gestraf word. Hierdie besef moet natuurlik nie die uitwerking by ons hê dat ons doelbewus onkundig sal bly nie. Sien Deuteronomium 29 vers 29. Wat verborge is die Here ons God se saak. Wat geopenbaar is altyd vir ons en ons kinders van belang, sodat ons die woorde van hierdie wet kan uitvoer. Ons wat God se kinders is, wil altyd meer weet hoe ons God kan behaag deur sy wil te ken en verstaan. Dan vers 16 van Romeine 4. Daarom het die belofte op geloof berus, sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham se hele nageslag. Nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader. Ons sien weer waar Martin Luther se teologie vandaan gekom het. Die belofte van redding is deur genade alleen. Dis ontvang ons iets wat ons nie verdien nie. Tweedens is die belofte van redding deur geloof alleen. Die genade van God se vergifnis en herstelde verhouding met hom is dus 'n uitvloeisel van die geloof. Ons word gered deur God wat sy genade oor ons uitstort, maar die voorwaarde is geloof in Jesus Christus, deur wie alleen die sondes uit die weg geruim word. Geloof en genade loop saam, maar verdienste en genade is teenoorgestelde beginsels. Luister na wat Charles Spurgeon daaroor gesê het.
Grace and faith are congruous, and will draw together in the same chariot. Grace and merit are contrary the one to the other, and pull opposite ways, and therefore God has not chosen to yoke them together. Paulus sê dat die genade vasstaan vir Abraham se hele nageslag. Die genade kom van God af. Dit is hoekom dit vertrou kan word. As dit van ons werke afgehang het, was dit onbetroubaar. Abraham is ons almal se vader as ons in die geloof is. Ons kan gou weer kyk na Genesis 17 vers 4 tot 5. Wat my betref, kyk, my verbond is met jou. Jy sal die vader van 'n menigte nasies word. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want vader van 'n menigte nasies maak ek jou. Dan verse 17 en 18 van Romeine 4. Soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak, en dit wat nog nie bestaan nie tot bestaan roep. Hy het teen alle verwagting in bly hoop, en geglo dat hy die vader van baie nasies sou word, soos gesê is, so sal jou nageslag wees. Die is slegs vir God moontlik om iets te skep uit niks. Soos hy die heelal gemaak het uit niks, so skep hy genade en verlossing, waar daar geen kans was vir dit nie. Ons het reeds gesien in hoofstuk 1, dat God alles gemaak het uit niks, in teenstelling met wat die ongelowiges vandag vir ons wil vertel. Net soos God sy godheid bewys het, deur die skepping van die heelal, so bewys hy sy goddelike krag deur sy verlossingswerk deur genade. Ons het reeds gesien, dat geloof 'n vaste vertroue is in dit wat ons nie kan sien nie. Geloof beteken egter nie, dat ons sit en niks doen nie. Luister na wat David Guzik hieroor sê. Abraham's example also helps us to understand the nature of faith. The conception of Abraham's son Isaac was a miracle, but it was not an immaculate conception. Abraham's faith did not mean that he did nothing and just waited for God to create a child in Sarah's womb. Abraham and Sarah had marital relations and trusted God for a miraculous result. This shows us that faith does not mean doing nothing, but doing everything with trust and reliance on God. Geloof sal dus in ons 'n ywer skep om uit te gaan en God se wil uit te leef. Ons sal optree in lyn met wat ons glo. Dan verse 19 tot 22. Sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was. Hy was reeds ongeveer 100 jaar oud, en dat Sarah se moederskoot ook reeds dood was. Met die belofte van God in gedagte, het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie. Trouwens, hy het sterker geword in die geloof en het die eer aan God gegee. Hy was vas daarvan oortuig dat God dit wat hom beloof het ook kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging gereken. Omdat Abraham God geglo het, het God hom gehelp in sy geloof, deur dit te versterk. God is altyd daar om ons te help. Onthou die mosterdsaad. Dit gaan nie oor die grootte van ons geloof nie. Ons weet dat dieselfde Abraham gefaal het in sy geloof ook. Hy het byvoorbeeld geluister na sy vrou Sarah en 'n kind gehad met Hagar met die naam Ismael, terwyl God hom beloof het dat hy 'n seun sou hê met Sarah. Hagar was Sarah se slavin. Ons kan daarvan lees in Genesis 16. Ons weet ook hoe hy bang was in Egipte om Sarah sy vrou te noem en na haar as sy suster verwys het. Dus was selfs Abraham se geloof nie perfek nie. Ek hoef nie bekommerd te wees oor die grootte van my geloof
asof dit gemeet kan word nie. 'n Bietjie is genoeg, want God kom en versterk ons in dit. God is getrou. In teenstelling met wat baie sogenaamde bekende predikante aan u wil verkondig, gaan dit nie daaroor dat ek my swak geloof sterker moet maak en so kry wat ek wil hê nie. My vertroue lê nie in my geloof nie, maar in God. Dit is wat geloof is. Dit is nie in my eie krag nie, maar in sy krag. Ek plaas my vertroue nie in myself nie, maar in hom, in die wete dat hy getrou is om my swakhede tegemoet te kom. My geloof moet in iets buite my lê. Ons het reeds gesien dat ons sondig en onbetroubaar is. My geloof moet wees in 'n persoon, naamlik die persoon Jesus Christus. Dan verse 23 tot 25. Dat dit vir hom as regverdiging gereken is nie net terwille van hom opgeskryf nie, maar ook terwille van ons vir wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is terwille van ons oortredings oorgelewer en terwille van ons regverdigmaking opgewek. Wat vir Abraham waar is ook waar vir ons. Hierdie dinge is vir ons ook opgeskryf, sodat ons uit Abraham se voorbeeld kan leer. Soos wat hy gered is deur geloof, so word ons ook gered deur geloof. Maar ons moet mooi verstaan watter geloof ons van praat. Ons het reeds gesê, dit is geloof in die persoon van Jesus. Maar ons kan dit verder meer spesifiek maak soos volg. Geloof in die historiese gebeurtenisse van Jesus sal nie red nie. Geloof in die mooiheid van Jesus se lewe sal nie red nie. Geloof in die akkuraatheid van Jesus se leringe sal nie red nie. Selfs geloof in die godheid van Jesus sal nie red nie. Slegs geloof in die Bybelse Jesus wat gesterf het vir my sonde sal red. Dit moet persoonlik wees vir my. Ons sien ook weer die belangrikheid van die opstanding. Ons verlossing sou nie effektief gewees het as Jesus nie die dood oorwin het en opgewek is nie. Hy het werklik die werk voltooi. Hy is nie meer in die graf nie. Vers 25 herinner ons aan Jesaja 53 vers 5. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat vir ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons geloof moet in dit wees. Jesus het vir my sonde gesterf en het die dood oorwin en opgestaan. Hy heers vandag en môre en hy het alles oorkom. Die vraag is of hy werklik my verlosser, meester en koning is. Kan u dit vandag sê? Het u al u geloof in hierdie Jesus geplaas en hom ontvang as u persoonlike redder? Ek bid dat dit so is. Kom ons bid saam. Here, u is ons enigste uitweg. Here Jesus, u is ons enigste hoop. 'n geloof en vaste vertroue op u verlossingswerk alleen. Help asseblief vir enige iemand wat luister en wik en weeg of hulle die geloof sal ontvang as genadegawe. Hierdie wêreld is aanloklik om aan vas te hou, as mens nog nie die wonder van u inspraak in ons lewens ondervind het nie. In u is die lewe soveel beter en is daar soveel meer vrede en vreugde, omdat ons in 'n liefdesverhouding met u kan leef. 'n Lewe waar daar nie meer vyandskap is met ons Skepper nie. Wil u asseblief in die week wat kom met ons wees, beskerm en bewaar ons asseblief, Here. Lei ons in u weë, gee ons die krag en wysheid daarvoor. Ons wil ook graag begin bid vir die verkiesing wat kom. Ons bid dat dit vreedsaam en regverdig sal afloop
en ons vra ook dat U aan ons leiers sal skenk deur U genade wat U ken en die land sal lei in U weë. Ons prys en loof U naam vir U mag, liefde en genade. In Jesus naam. Amen. Ek bid vir U 'n mooi Sondag verder toe en 'n week van vreugde en vrede in God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.